Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing gesang 380 in die liedboek, strofe 1 en 2, dis ou gesang 117, ook strofe 1 en 2. Jesus, lam gelei ter slagting, U oorwin vir ons die dood. Jesus, prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood. Drink die beker van verraad, word deur mens en God verlaat. 1000 maal, o Heer, bring ons daarvoor dank en eer. Gesang 380 in die liedboek, ou gesang 117, strofe 1 en 2. In die liedboek, strofe 2 en 3, dis ou gesang 125, ook strofe 2 en 3. En na die belydenis gesang 282 in die liedboek, strofe 1, 2 en 6, dis ou gesang 36, ook strofe 1, 2 en 6. Gemeente, waarin ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die in wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy
mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende in die wet erken het, laat ons ons skuld bely met die sin van Gesang 383 in die Liedboek, strofe 2 en 3, dis ou Gesang 125, ook strofe 2 en 3. Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy in die sin van Gesang 282 in die Liedboek, dis ou Gesang 36, strofe 1, 2 en 6. Amen.
ons lees Matteus 21 van vers 28 af. Matteus 21 van vers 28 af. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns, hy het vir die een gaan sê, seun gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy antwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wou? Hulle sê die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, verseker julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord, gras verdor en blomme verwelk, en die woord staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons heilige Hemelse Vader, hoe meer ons weet, hoe meer besef ons die verlorenheid van die mensdom. Hoe meer ons studeer, hoe meer kom ons agter hoe ver ons tekort skiet. Daar is niks in die skepping, Heer, wat nie deur die sondeval en deur die sonde geraak is. En sonder u genade sterf alles voor of laat. Alles is geneig om te breek en te verval. En dan hoor ons die boodskap van 'n ewige lewe deur geloof. Ons hoor die goeie nuus van troos en redding vir sondaars. En daarom mag ons tot u nader. Vanuit 'n stukkende wêreld, met stukkende siele en krom harte, kan ons dankbaar na u toe kom. Ons kan saam sing, saam bid, saam luister, saam leer en saam versterk word. Ons vra, Trouwe Vader, dat u woord vir ons sal oopgaan. Ons vra dat ons aangeraak mag word deur u genade. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ons sing gesang 377, strofe 1, 2 en 3 in die liedboek. Dit is in die ou boek gesang 1, 2, 4, strofe 1, 3 en 4. 377 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. 1, 2, 4 in die ou boekie, strofe 1, 3 en 4.
teksvers vir die preek is Matteus 21 vers 31, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, laasweek se preek was uit Johannes 19, waar Pilatus vir Jesus gesel en dan bring hy hom uit die huis uit en dan staan Jesus daar met die doringkroon op sy kop, met die mantel om sy lyf en hy is gegesel, so hy is regtig verskriklik stikkend geslaan. Dan sê Pilatus vir die Joodse raad, daar is die mens, kyk nou wat het julle nou reg gekry. Want Pilatus hou voet by stuk en hy sê maar hy is onskuldig. En dan sê die Joodse raad kruis hom. Ons harte sê so maklik, kyk wat het hulle gedoen. Kyk hoe lelik was hulle met hom. Kyk hoe onregverdig het hulle hom behandel. Maar ons moet verstaan, dat elkeen van ons, soos wat ons hier sit, aandeel het aan dit wat daardie tyd daar met Jesus gebeur het. Dit moet ons verstaan. Ons kan nie sê, dis net iets wat daar ver gebeur het, en waarmee ons niks te doen het, en wat vir ons nie op 'n manier belangrik is. Die enigste manier hoe ons onsself sou kon distansieer, die enigste manier hoe ons sou kon sê, maar dis nie vir ons belangrik, of dit het nie vir ons 'n effek op ons nie. Ons het niks daarmee te doen nie, as ons sou kon sê, dat ons self heeltemal onskuldig is. In die geval ons kan dit sê. As ons onskuldig was, sou ons kon gesê, dit het niks met ons te doen. Maar mens moet dit nog 'n treetjie verder vat. Persoon A, volgens die Bybel, kan nie pa staan vir persoon B se oortredings nie. En net so kan persoon B nie pa staan vir persoon C se oortredings nie. Elkeen kan net vir sy eie oortreding aanspreeklik gehou word. Daar's nie 'n ander manier nie, dis hoe dit werk in die lewe. As elke een van ons dus vir ons eie oortredings aanspreeklik gehou sal word, dan kan ons ook net sê dat Christus vir elkeen van ons gelei het en gesterf het. En as dit weer dieselfde. As hy vir my gelei, dan is ek verantwoordelik vir dit wat Pilatus daardie tyd aan hom gedoen. Ons kom nie daarvan weg. Nou vra ons siel altyd die vraag, maar wie kan dan nog gered word? As dit die geval is, dat Christus, dat ons sy dood veroorsaak, en ons hou nou in ag, ons neem in ag oor alles wat ons nou gister verkeerd gedoen het, en laas week en laas maand en die laaste jaar, dan is dit 'n ondenkbare hoeveelheid wat ons omskuld. En dis korrek so. Ons moet verstaan, daar is net een ding wat vir elkeen van ons geld. En dit is, jy mens, is skuld.
gaan nie verander nie. Dit kan nie verander nie, want dit is wat in jou hart aangaan. Kom ons hou dit in gedagte oor hoe definitief en beslis ons skuldig staan, en dan kyk ons na die teksgedeelte. Die Here Jesus het van Galilea af Jerusalem toe gegaan, en in die laaste tyd voordat hy dood is, het hy rondom en by en in Jerusalem geleef en gewerk. Een keer is hy uit na Bethfage toe, 'n ander keer is hy Betanië toe, en dan is hy weer terug Jerusalem toe, en so het hy heen en weer beweeg daar. En dit is die belangrike ding wat ons moet verstaan. Ons kan so maklik wil kwaad raak vir die Fariseërs. Maar in beginsel staan ons self net so skuldig soos wat die Fariseërs gestaan het. Soos wat Jesus heen en weer getrek het in daardie laaste dae, het hy al meer kop gestamp met die Fariseërs. Hy het al meer hulle verkeerd bewys, en hy het hulle al meer jaloers gemaak. Want hulle het vasgeklou aan die reeltjies wat hulle gedink het die regte manier is. Hulle het verbeter vasgeklou aan die reëls. En dan sê hy vir hulle elke keer, en wys hulle verkeerd, dan sê hy, julle sê die reëls hier so, en julle maak so, maar hier is die doel van die reël. Kom by dit uit, dan skop hulle vas, dan sê hulle nee. Dis ook maar om gekruisig het. En ons moet dit verstaan. Omdat die mens, omdat enige mens tot in die diepste van sy siel bang is. Omdat elke enkele een van ons heeltyd bang is vir iets, doen ons allerhande snaakse goed om te probeer om tog net nie so bang hoef te wees nie, om tog net nie te moet seer kry, dat die wêreld tog net nie moet sleg dink van ons nie. Maak nie saak wat ons doen nie. Die een ou word 'n boelie, die volgende ou probeer weghardloop, die volgende ou probeer die hele tyd net vrede maak. Dis hoe ons is. Maar as mense in elke mens se eie lewe gaan kyk, dan is daar ergens aan die basis van dit alles is maar vrees. En dis wat die Fariseërs ook gedryf het. Fariseërs was ook maar net bang. Hulle was bang hulle verloor hulle posisie. Hulle was bang vir die Romeine. Hulle was bang hulle verloor hulle aansien. Hulle was bang hulle verloor hulle inkomste. Hulle het gedink, as hulle nou hierdie ding reg doen, en hulle doen daardie ding reg, en hulle doen die volgende ding reg, dan weet hulle seker. Maar soos altyd, as mens gaan kyk hoe die Fariseërs gewerk het, en dit geld maar vir ons ook, dan kom ons agter daar is nie by hulle liefde nie. Mens hoor amper nooit van God se genade by dit wat hulle gesê het. Mens hoor nooit behoorlik van vergifnis en van vryspraak en van redding en al die mooi dinge van die geloof. Dit bevestig net vir ons hoe ver hulle blindheid was, hoe ver hulle doof was, hoe ver hulle stom was in die geloof. En as mens nie eerstens na God kyk, na dit wat hy vir ons doen, en dit wat hy vir ons gee, en dit wat hy van ons vra nie, dan kyk die mens altyd na jouself. Dan probeer jy altyd self jou eie probleme op jou eie manier uit die moeilikheid uitkry. Dis wat daar gebeur het. En dis hoekom Jesus vir hulle hierdie gelykenis van die twee seuns vertel.
Die eerste seun staan skuldig, want hy het eers nee gesê, maar agterna het hy tog berou gekry, en hy tog maar gaan doen wat sy pa vir hom gesê het. So hy dalk 'n bietjie versagtende omstandighede, maar hy kan nie sê dat hy onskuldig is. Tweede seun se goed is bietjie erger, want hy sê ja, dit klink reg, maar wat bewys hy? Hy bewys dat hy eintlik nie omgee. En dan sê Christus vir die Fariseërs, julle klomp wat dink dat julle die waarheid weet het, julle wat dink dat julle nou alles ken en verstaan. Die tollenaars en die prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God ingaan. Hoe raak dit ons waar ons vandag leef? Wat beteken dit as ons daardie woorde hoor? Wat het 'n tollenaar gehad om te verloor? En wat het hy gehad om te wen as hy in die geloof begin leef? Niemand het na 'n tollenaar gekyk. Niemand wou aan 'n tollenaar vat. Niemand wou hom groet. Niemand wou iets met hom te doen hê nie. Almal het sleg gepraat van hom. Hy's uit die huise uitgejaag. Hy's gevloek en geskel. Sy kinders is verstoot uit die samelewing. Die enigste ding wat die tollenaars gewoonlik gehad het, is dat hulle redelik met hom geld gehad het. So hulle kon 'n klomp dinge bekostig, wat die meeste anders nie kon bekostig. Wat ons moet hoor van die tollenaar, is dat as hy uit die geloof uitgekyk het, na homself dat hy besef, maar ek kan en ek mag. Dis die waarheid. Selfde met die prostituut, in die stukkend, in die hartseer, in die nood. Is daar die een wat dan die prostituut word of geword het by 'n punt gekom waar ek kan sê, maar ek mens, ek kan glad nie, ek mag nie eens probeer nie. Die enigste hoop is, as dit van die hemelse Vader af na ons toe kom. Dis hoekom Jesus sê, hulle verstaan dit reg. Hulle het die troos van die evangelie, hulle verstaan dat menslik gesproke daar nie hoop of redding is nie, daar kan net niks en niemand die draai kry nie. En as ons dit verstaan, dan is ons pad vorentoe oop. Anders gaan ons weer vir onsself elke keer 'n prestasiemuurtjie wil bou. As jy en ek nou dink aan dit wat ons eie foute in die lewe is. As ons dink aan die dinge wat ons al beloof het en nie gedoen het nie, wat ons wou doen en vergeet het. Aan die maniere en die tye en die kere waar ons ander mense beskadig het, seer gemaak het. As ons dink aan die skande en die skade wat ons aan God veroorsaak het. Waar staan ons? As ons eerlik is, dan sal ons besef waar ons staan, daar saam met die tollenaars en die prostituie. Dis ons plek hier in die lewe daar. As ons besef, dat ons self persoonlik verantwoordelik is vir dit wat met Christus by Pilatus en by Getsemane gebeur het, dan is ons outomaties daar by die tollenaars en die prostituie. Ons harte kry skaam daaroor. Ons harte kry, dis goed as ons harte skaam kry daaroor, want dan besef ons, die ding is nie reg.
Hoe mooi is dit? Dat die evangelie vir ons sê, dit is jou plek, mens. Dis wat jy word. Hier saam met ons wat dit nie, eintlik nie verdien nie, en die troos is juis jy. Jy sal daar genade kry en nie. Dis hoe dit werk. Nou moet ons dit nog altyd weer net die volgende treetjie gee. Onthou tog asseblief, die oomblik as ons verstaan dat redding genade is, dat die redding van God af na ons toe kom, dis nie iets wat ons reg kry. Die oomblik as ons daai ding besef, dan is ons vry. Want dan besef ons, dan moet ons maar soos altyd weer vir onsself in die spieël lag. Jy het jou laat rondjaag deur hierdie ding, jy het jou laat rondjaag deur daardie ding, jy was benoud oor hierdie, jy was bang vir daardie. En al daai goed tel eintlik niks. Want jy het jouself besig gehou met aardse goed of aardse sake. Die oomblik as ons besef, maar ons is vrygespreek in Christus, dan kan ons ontspan, en ons kan elke dag opnuut aanpak met die vaste wete, dat dit tog nie oor onsself gaan nie. Dit gaan oor ons hemelse Vader. As ons dit nie so doen nie, dan gaan ons outomaties elke keer ontevrede wees as ons planne nie werk nie. Ons gaan kwaad wees vir hierdie en daai en ons gaan ongelukkig wees met dit en met dat. En ons gaan 'n vreeslike stowwolk opskop hier op die aarde. Want dan leef ons weer uit ons ego. Dan leef ons uit ons sondige siel. Daar's 'n tyd en 'n plek waar 'n mens mag kwaad wees. Daar's 'n tyd en 'n plek waar 'n mens mag stry. Die evangelie leer ons dat dit nie nodig is om elke dag net te moet raas op het leven. Die evangelie leer ons dat ons geroep is tot vrede, en die vrede begin in ons eie hart, dan moet dit na ons gesinne toe gaan, van daar af moet dit in die samelewing omgaan. Hoe mooi is dit as ons besef, ons is die gebreekte kruik, ons is die geknakte riet, ons is die lampet wat dof brand, en juist daarom, omdat ons so tekort skiet, het ons die redding nodig en ons het reeds ontvang. Mag die Here ons daardeur dra, mag hy daarmee vir ons die wêreld oopmaak, dat ons tyd, ons energie sal spandeer aan die dinge wat werklik die moeite werd is. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue hemelse Vader, U is almagtig en genadig en U red ons. U gee die evangelie, U gee die geloof, U gee ons krag om te volhard. U vertroos ons as ons nie verder weet. Dit is hoe goed dit met ons gaan. Dit is hoe geseënd ons is. Dit is hoeveel vryheid ons van U ontvang. In 'n wêreld waar vrees en benoudheid en bekommernis mense se lewens oorheers en dinge vernietig. Daar hoor ons hard en duidelik die boodskap dat sondaars gered is. Wil U ons toch juist daardeur dra, Heer. Wil U ons bemoedig en ons vertroos. Wil U ons help, Heer, om vas te hou aan die goeie nuus van die evangelie.
Ons bid vir elkeen van ons lidmate waar daar hartseer en nood is. Ons bid vir elkeen wat siekte of bekommernis het. Ons bid in besonder vir hulle wat geloofbeproewings deurgaan. Mense wat die verskil tussen reg en verkeerd ken, maar dit nie noodwendig weet of reg kry. En alles, Hemelse Heer, bely ons dat ons verleë is, dat ons net kan stil word, wanneer ons die omvang van die genade begin besef. Ons bely ook dat ons nederig dankbaar is dat het so mooi gereën het. Ons vra dat U ons deur alles heen sal dra. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Gesang 493 in die liedboek, dit is Ou Gesang 227, 493 in die liedboek, 227 in die ou boekie. Kom ons in die tweede en die derde strofes. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.